Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Julle, dit is vanmiddag die Formula 1 Monaco Grand Prix. 3 uur. Ek hou baie van Formula 1 en so as julle wonder waar ek gaan wees 3 uur vanmiddag, ek gaan voor die TV sit en Formula 1 kyk. Dit is 'n fascinerende daar's baie vinnige karre. Hulle reis reg oor die wêreld week in en week uit. En die sport self is nogals moeilik. Daar's strategie wat gevolg moet word en ons groot uitdagings wat die drywers veg. Soos wat hulle teen ongelooflike spoed beweeg, ervaar hulle tot en met 6G krag wat op hulle uitwerk. Dis 6 keer hulle gewig waarmee hulle moet deel soos wat hulle 3 km/h ry. Saam met dit is soms so warm in die kar dat hulle aan die einde van die reis 3 kg verloor het in hulle gewig. En ek weet nie wat hulle moet doen as hulle badkamer toe moet gaan, net soos die reis begin het nie. Wat is die ding wat hulle motiveer om week in, week uit game te wees? Wel, onsaglike groot hoeveelheid geld in Formula 1 is daar nie. Elke keer as 'n kar crash is dit so 100 miljoen rand. Saam met dit is daar groot aansien wat hulle kry, soos wat hulle kan sê, op my tyd was ek die beste gewees. Ek was die beste in die wêreld. Maar julle, anders as wat die Netflix-series oor Formula 1 ons wil laat glo, dink ek die normale persoon, die man en vrou in Pretoria, Suid-Afrika, het 'n moeiliker lewe as wat die Formula 1 ouens het. Mens sal nie glo as men ons daai storie kyk nie. Maar ek dink daar is erger dinge in hierdie lewe as om vir jou werk in sirkels rond te ry. En ek dink daar's erger dinge om hartseer te wees oor as jy wat 19de is in die die volle 20 mense wat in Formula 1 ry. In hierdie lewe word ons gekonfronteer. Ons word gekonfronteer met moeilike dinge, met armoede en werkloosheid. En eintlik maar net soos die drywers van Formula 1 word ons gekonfronteer met siekte. 'n Wêreldwye pandemie wat nog steeds met ons is. En met die dood. Somstyds, dalk meer kere as nie, voel die lewe baie deurmekaar. Dit voel soos 'n warrelwind. Dit is moeilik om staande te bly in daardie warrelwind. So die vraag wat ek vanoggend wil hê ons moet nog kyk, is wat sal ons in staat stel om getrou te bly in hierdie lewe? Wat sal ons in staat stel om te hou wanneer ons nie koppelsterk kan uitmaak van wat aangaan nie? Hoe bly ons getrou in ons wandel met God in hierdie lewe wanneer hy ver voel? Hoe lyk getrouheid dan nou eintlik? So ons kom vanoggend met daardie vraag na ons teksgedeelte toe wat gelees was vir ons. En ons sien hoe God se woord vir ons daardie vraag antwoord. Ons is in die boek van Genesis en ons kyk vandag saam na die laaste preekreeks in die evangelie volgens Josef. Ons maak klaar vandag met die storie. Hierdie reeks was dit baie bemoedigend vir my om te sien hoe hierdie storie van Josef was op my eie. Ek was baie bemoedig daaroor en dit is ongelooflik om te sien hoe hierdie Ou Testament stories baie ryk is dit nie? Ons het gesien hoe God in die lewens van Jakob en sy gesin werk. Deur die leuns, deur die verkoop na Egipte toe, deur die slawerny, deur die vernieling. Ons het gesien hoe die familie weer verenig word daar in Egipte. En dat God vir hulle daar voorsien. Dit is waar ons onsself bevind en ons kyk vandag na die laaste hoofstuk. Ons gaan vanoggend se teksgedeelte opbreek in 2 gedeeltes. Het julle blaadjies? Kyk, hou dit by die rand en kyk saam met my. Die eerste gedeelte wat ons na gaan kyk is van die begin af tot vers 14. En dan saam met daai prentjie, saam met die eerste gedeelte gaan ons afskep na vers 22
tot 16. En dan die tweede gedeelte waarna ons gaan kyk, is daai middelgedeelte, vers 15 tot 21. En die rede daarvoor is, ek dink hierdie teks is 'n toebroodjie, 'n chiasm noem hulle dit. Die begin is baie soortgelyk aan die einde. Dit maak dieselfde punt. En dan het jy hier in die middel, vers 15 tot 21, het jy 'n bietjie van 'n ander angle op die storie. En so ons sien in die eerste gedeelte, sien ons Jakob op sy sterfbed. Hy gee instruksies van wat moet gebeur nadat hy gesterf het. En dan speel dit af. Dit speel af in 50 vers tot en met 14. En dan, as ons net ons oë afbring na vers 22 toe, sal julle sien, daar is Josef op sy sterfbed. Josef is op sy bed, en hy gee dan instruksies. Wat moet gebeur nadat hy dood is? En so, dis die twee prentjies waarna ons gaan kyk. Ons gaan eers kyk na die eerste gedeelte met Josef en Jakob, en dan gaan ons na daai interaksie kyk tussen Josef en sy broers. Kom ons spring in. Vers 28 tot 33 aan die begin sê dit. Soos wat Vaan met ons laasweek gedeel het, is dis Jakob se famous last words. Dit is hy wat aan die kom en 'n brandende begeerte deel om in die beloofde land begrawe te word. Hy wil dit vir sy seuns, vers 29 en 33. En so, hoekom hierdie brandende begeerte? Wel, dit is hy wat homself vereenselwig met God se beloftes. En dit is sy belydenende geloof dat God sy beloftes sal nakom. En dan gaan Jakob dood. Sien julle dat Josef aan die einde van sy lewe op sy doodsbed presies dieselfde begeerte kommunikeer. Soos sy pa kommunikeer hy 'n begeerte dat sy bene nie begrawe nie, maar eerder dat dit saam met sy nageslag na die beloofde land toe gebring moet word. Josef en sy pa se lewe eindig trouheid aan God. En so nadat Jakob dood is, skuif die storie na Josef toe en ons sien Josef se getrouheid aan sy woord uitspeel teenoor sy pa, maar ook teenoor die farao. Het julle dit daar raak gesien? Jakob gee 'n opdrag aan Josef. Begrawe my nie hier nie, maar in die beloofde land, die land van Kanaan. En dan gaan doen Josef dit presies. En die teks verduidelik, dit vat hulle tyd om daai punt aan ons te kommunikeer. Hy gee opdrag, Josef, aan sy diensknegte om Jakob se lijk te balsem. En so ek moet net vinnig daaroor praat. Hoekom doen hy dit? Hoekom embalm hy Jakob se lijk? Is dit dat Josef die Egiptiese geloof aangeneem het oor die pad na die hiernamaals toe? Ek dink nie so nie. Dit is vir 'n baie meer eenvoudige rede dat sy pa se liggaam gebalsem is. En dit is dat daar 'n lang tydperk is tussen Jakob wat doodgaan en hy wat in die beloofde land begrawe word. En so hy wil hê sy pa se liggaam met die optog kan maak. Daar begrawe word in die beloofde land. Josef gaan praat toe met die farao. Hy sê in vers 5, kyk daar saam met my. Now therefore, please let me go up and bury my father. Then I will return. En so hy kry toestemming. Hy kry toestemming by die farao om die verlaat en die optog te land toe te maak. En vers 7 tot 13 sien ons hoe dit uitspeel. Vers 12 sê, thus his sons did for him as he had commanded them. Ons sien Josef en sy getrouheid aan hulle vader se opdrag. En vers 13 en vers 14 sien ons ook die getrouheid van Josef aan die farao. Kyk, hy het gesê hy sal terugkom. Vers 14 sê, and after he buried his father, Joseph returned to Egypt with his brothers and all who had gone up with him to bury his father. Ek dink dit moes seker moeilik gewees het vir Josef om dit te doen.
Hy wat homself in die beloofde land bevind, daar waar hy sy pa begrawe het, om dan steeds te moet teruggaan. Steeds te moet teruggaan na Egipte toe. Die teks maak dit vir ons duidelik. Vers 7. Joseph went up to bury his father. With him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his household, all the elders of Egypt, as well as all the household of Joseph and his brothers and his father's household. Vers 9. And there went up with him both chariots and horsemen. Dit kon sekerlik mag het vir Josef om te sê, ek is nogal 'n magtige persoon hier in Egipte. Ek kan net sowel beloofde land toe gaan. Maar soos wat die teks vir ons wys, is dit nie wat hy doen nie. Eerder dan terug af Egipte toe. Hy hou sy woord aan Farao. En so wat beteken hierdie eerste prentjie vir jou en vir my? Wat leer ons uit hierdie storie uit? Wel, ek dink die eerste ding is Josef se lewe word aan die een kant as 'n voorgehou, as 'n voorbeeld vir ons om te volg. Ons word ook geroep tot getrouheid hier waar ons onsself in Egipte bevind. Dis hoe die Bybel praat van lewe hier op aarde, ons tyd in Egipte. Kyk, want ons is nie in die beloofde land nie, ons is nie daar waar ons eendag gaan wees wanneer hy kom in die nuwe aarde nie. Maar vir die tyd hier in Egipte word ons geroep tot getrouheid. Getrouheid in ons woord en getrouheid daar waar ons onsself bevind soos ons wag op God. Dit beteken ons hoort te besef dat God in die hier en nou ons wil gebruik. Dit is om te besef dat ek buite my huis is, maar God wil juis hê ek moet hier woon en wandel. So dit verg 'n groot mate van geduld wat wag en hoop op God. Geduld wat vir jare en jare wag tot aan die einde van ons lewens, soos wat ons sien Josef gewys het. En dis geduld wat intree in die uitdagings van die lewe. Dis geduld wat nie sy rug draai en sê hierdie is nie, maar om dit te tackle. Maar dit is ongelooflik moeilik om dit te doen, is dit nie? Dit is moeilik om getrou te wees, want die lewe hier in Egipte is deur mekaar. Soos in die lewe van Josef, baie seer, daar is baie pyn, daar is droogtes, daar is jare en jare se wag, daar is die dood, en dit kan mens regtig mismoedig maak, soos mens die deurmekaarheid van die lewe sien. So, hoe julle, dis die vraag, hoe kan ons getrou bly in die mes? Wat gaan vir ons die gee wat ons getrou bly? Wat ons getrou laat bly? En so, dit is die rede hoekom ons na die tweede prent gaan kyk. Kom ons gaan met daai vraag en ons kyk hoe die tussen Josef en sy broers ons insig gee tot in hierdie vraag. So ons is nou by vers 15 tot 21. Nadat Josef en sy broers teruggegaan het Egipte, begin sy broers 'n wobbly vang. Hulle is bang. Hulle sê, hoorie, nou dat Jakob dood is, wat staan in Josef se pad dat hy ons vernietig nie? Hy is sekerlik nog kwaad vir ons. Hy het nie regtig ons vergewe vir wat ons gedoen het nie. Wat ons gedoen het was baie erg. En so dalk om ons terug te kry vir wat ons En so wat hulle doen is hulle stuur mense om vir Josef 'n boodskap te gee. Hulle gaan nie self nie, hulle is te bang. En wat nog meer, hulle gaan en veen. Hulle sê, hoorie Josef, jy het nie hierdie geweet nie, maar jou pa het vir ons gesê om vir jou te sê om ons te vergewe. Saam met dit is daar ook ware berou. Alleen is daar ook ware berou. Hulle is eerlik en sê, ons het evil gedoen. Ons het evil aan jou gedoen.
En so hulle vra vir hom neer. Maar Josef waarmee hulle besig is en hy huil. Ek dink hy huil oor die feit dat hulle so bang is vir hom. Oor die feit dat hulle oneerlik is en woorde in hulle pa se mond sit. Ek dink hy huil soos hy terugdink aan die kwaad wat hulle aan hom gedoen het, maar meestal die feit dat hulle sy vergifnis wat hy reeds aan hulle gegee het, dat hulle in dit betwyfel. En met dit alles stel Josef hulle nog eenmaal gerus. Hy sê vir hulle, broers, do not be afraid. Do not be afraid, for am I the place of God? Ek gaan nie oordeel oor julle uitstort nie, want ek is nie die regter nie, God is. God is die een wat in beheer is. En julle hier is die kruks. God was nog net getrou aan Josef gewees. God was nog net getrou gewees en dit is hoekom Josef kan optree in getrouheid. Kyk saam met my weer terug na die eerste prentjie toe, hoe ons God getrouheid raak sien. God wys sy getrouheid aan Jakob. Vroeër in Genesis in hoofstuk 46 maak God 'n belofte aan Jakob en hy sê, I myself down to Egypt and I will also bring you up again. And Joseph's hands shall close your eyes. Sien julle hoe dit presies so gebeur in ons teks? Josef is die einste een wat sy oë toemaak, wat Jakob begrawe. Josef in sy ou dae. Ons sien dat hy 110 jaar lewe het en dat hy sy kleinkind tot in die 3de geslag toe gesien het. Dis groot seëning van hand af. En dit is daai getrouheid wat Josef in staat stel om te sê, ek gaan nie nou in die beloofde land bly daar waar ek kan wees nie. Ek gaan teruggaan, ek gaan hoop in God, want ek weet, hy was nog net getrou aan my, en so hy sal getrou wees aan sy beloftes. Omdat Josef God se getrouheid aan sy woord verstaan, is hy getrou daar waar hy homself in Egipte bevind. Sy nie die beloofde land sien nie. En dan julle in die tweede prent sien ons dat Josef verstaan dat God in sy soewereiniteit sy lewensstorie geskryf het. Sien dat God in beheer was in sy lewe. Dat hy die gebrokenheid van hierdie lewe goed uitgelaat draai het. Vers 20, kyk asseblief saam met my, dit is ongelooflike woorde. Hoor wat Josef hierso vir sy broers kommunikeer. As for you, you meant evil against me. But God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Dit is 'n ongelooflike uitspraak van geloof, want ons sien dat Josef begryp, hy het van God se perspektief. Hy sien, God is in beheer en hy rus homself daarby, dat God getrou kan wees, selfs in die midde van sonde. En dat hy daardie sonde gebruik, hy het dit beplan om dit ten goeie te laat uitskiet. Josef sien in sy lewe God se hand, soos hy terugkyk op sy pad. Soos hy die haat van sy broers sien, wat hom Egipte toe gestuur het. Hy maak nie asof dit nie seer was nie, en hy maak nie asof dit nie painful was nie. Hy sê, you meant evil against me. Maar hy sê, God het met dit iets goeds beplan. God het die gebroke familie gebruik, met 'n pa wat 'n seun voortrek, met broers wat hom haat, en hom laat verkoop, opeindig 'n droogte in die wêreld. Die hele storie van Josef sê, God bly getrou. God is in beheer van hierdie storie. Hy word nie verras en omgegooi deur sonde nie. Hy word omgegooi en omkant gevang nie. Nee, dit het hy gebruik, dit het hy beplan vir sy goeie wil. God het die einste ding wat hulle bedoel het vir kwaad teen God bedoel vir die goed.
sodat deur hulle sonde baie mense sou gered kan word. Ja, selfs deur hulle sonde dat hulle gered kan word. Hierdie is 'n storie en dit is 'n skaduwee van 'n baie groter realiteit van hoe God sy getrouheid gewys het aan ons, dat hy soewerein is. Hierdie storie wys na Jesus se lewe toe. Jesus se lewe is die klimaks van hoe God dit wat mens beplan het vir kwaad, beplan het vir goed. Die bespotting en die verwerping, die dood wat Jesus ervaar het goed uitgedraai. Dit is goed beplan. Deur hierdie sonde het ek en jy redding bekom. Ons is gered van ons sondes. Ons word vergewe van ons sondes. En julle so dit is die petrol wat ons in staat sal stel om getrou te bly. God se getrouheid aan ons in Jesus Christus, in sy dood en sy opstaan, is die krag wat ons nodig het om getrou te bly hier waar ek en jy onsself bevind. Dis wat Josef in staat gestel het om getrou te wees. En die vraag wat ons moet kyk nou is, hoe het sy getrouheid toe uitgespeel? En wat was hy getrou? Op watter manier het sy getrouheid uitgespeel? En dit is verhouding met sy broers. Hy kon hulle vergewe. Om hulle te vergewe vir dit wat hulle gedoen het. En dit is vergifnis wat ten verstel. Hy sê vir hulle vers 21, do not fear, hy sê dit vir hulle weer, do not fear, I will provide and for your little ones. Julle, ek dink ons word vanoggend ook aangemoedig tot vergifnis deur hierdie teks. Om vergifnis aan ander te bied op dieselfde manier as wat Josef sy broer vergewe het. Ek en my vrou is besig om deur 'n series te kyk, The Mentalist. Ek weet nie hoe baie van julle dit onthou nie. Dis 'n cop drama wat gaan oor hierdie konsultant wat die polisie help misdaad vraagstukke uitfigure. En aan die begin van elke show probeer ek raai wat gaan gebeur. Hoe gaan hierdie storie uitdraai? En ek maak 'n raaiskoot. Ek sê hierdie is wat gaan gebeur. Hierdie is wie dit gedoen het. Ek maak 'n call en ek maak 'n oordeelsbesluit daaroor. Gewoonlik draai dit uit dat ek heeltemal verkeerd was. Basend nie is dit. Want ek het nie al die inligting aan die begin nie. Aan die begin van die program ken ek nie die hele storie nie. Eers eintlik aan die einde van die verhaal sien ons hoe die storie bymekaar getrek word. Die ding hierso is dat ek nie in staat is om 'n regverdige uitspraak te lewer nie, want ek weet nie waarmee is die storieskrywer besig nie. Die teks vanoggend sê vir ons 'n baie harde ding. Jy is besig om 'n regsuitspraak te lewer as jy vergifnis weerhou van iemand. As jy nie iemand vergewe nie, is jy besig om te sê ek is in die rol van 'n regter. Ek is in staat om ten volle 'n regverdige uitspraak te lewer in hierdie situasie. Wat Josef vir ons sê is dis onmoontlik. Dit is om jouself in God se skoene te sit. God is die een wat soewerein is. Hy is die een wat goedgesind is. Hy is genadig en hy is ook regverdig. Hy weet presies waarmee hy besig is. En so laat dit oor aan hom. Die manier hoe ons dit lewe, so ons word geroep om te stoei om mense te vergewe. Ons krag is getrou. Hy is soewerein. Hy is besig om 'n goeie storie te skryf. Selfs deur die pyn en die seer. Ons kan dit doen want hy is die regter. Ons kan dit doen want ons is nie in God se plek nie.
Ons het nie goddelike perspektief om te weet wat die regte ding is om hierso te doen nie. Plus, ons sondig is ons nie. Ons is gefalle en gebroke mense. In ons eie lewens, ons maak foute. God is die regter. En God het dit goed gedink om as regter ons wat in hier trou, ons van ons sondes te vergewe en ons van ons sondes te red deur daai kruisdood van Jesus. Julle, dit is die petrol wat ons kan gebruik om te vergewe. En ons het die hoop dat eendag vir ewig en finaal sonde sal uitgewis word, pyn sal uitgewis word en geregtigheid sal geskied. En so ek sluit af met, wat sal ons in staat stel om getrou te bly in hierdie lewe, soos ons allerlande uitdagings beleef, en soos die lewe dikwels te mekaar lyk. Die ding wat ons gaan haal, is om te verstaan en te erken dat God getrou is, en dat hy dit op so 'n tasbare manier vir ons gewys het, deur homself aarde toe te kom, deur om mens te word, deur sy liefde aan my en jou te bewys, deur op 'n kruis te sterf. En so ek en jy kan in die hier en nou rus in daai wete, dat God in beheer is oor ons lewensstories. En dat kan uitsien na 'n ewige toekoms saam met hom. Kom ek bid vir ons. Almagtige Vader, ons dankie dat U vir ons die storie van Josef gegee het hier in Genesis. Dankie dat deur dit U kommunikeer dat U soewerein is oor ons lewe. Dat U ons lewensstorie skryf, dat U nie omkant geword deur bekendheid van hierdie wêreld nie, maar dat U dit ten goeie sal laat uitwerk. Dankie vir daai prentjie van ons ten volle wys, dat Jesus ons gered het, dat hy getrou het aan ons. Here, help ons om aan die hand van dit ook werk te maak om mense te vergewe. Sal jy vir ons asseblief uitwys daar in ons harte waar ons sukkel om iemand te vergewe en breek ons harte af, maak dit sag, help ons om te sien dat U soewerein is, dat U die regter is. Here, help ons met dit in hierdie komende week. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.